wil vir jou vanmôre die vraag vra, as ons so dit uit ons harte uit kan sing, Here, ons het U so lief. Dan wil ek vir jou die vraag vra, leef jy in die vrees van God? Of leef jy maar net 'n Christenlewe? Hebreërs 12 vers 28 sê vir ons, laat ons God dien met eerbied en met vrees. Nou ons kan vanmôre hier praat oor vrese. Wat is die grootste vrees wat jy in jou lewe het? Dit mag dalk nie 'n geestelike vrees wees nie, dit kan dalk 'n vrees wees vir die ekonomie rondom ons, vir die dinge wat gebeur, die politiek, vrees oor waar gaan jy heen? Maar ek wil vanmôre vir jou vra, dink jy spesifiek daaraan? Ek wil amper vanmôre vir jou sê, dink jy moedwillig daaraan dat ek moet leef in die vrees van God? En dan praat ek nie van om bang te wees nie. Ek het so ruk terug, ons in 'n geselskap gewees en gegaan oor huwelike en ook oor bang wees. Nou ja, ek gaan dit nou vanmôre hier sê, daai ouens wat daar was, gaan dit ontken. Want weet, ons is maar versigtig vir ons vrouens, sê ek nie, julle is bang. Maar hierdie bang, hierdie vrees vir God, gaan oor jou aanbidding vir hom. Want ons sit ongelukkig in die kerk met groot probleme vandag. En ons probleme gaan nie noodwendig rondom 'n verkeerde programme wat ons instel of verkeerde leiers wat ons aanstel nie. Dit gaan daaroor dat ons nie meer in die vrees van die Here leef nie. Nou dis harde woorde vanmôre. Toe die Here vir my die boodskap gegee het, gesê, jy kan ons nie maar net 'n bietjie liefde praat vanoggend nie. Want gister was nou Valentynsdag gewees. En hy sê, kom, ek sê vir jou, dit is 'n liefdesboodskap. Want ek wil hê, jy moet 'n liefde met my leef. Ek wil hê, jou hele verhouding met my moet 'n liefde wees. Hoe lyk hierdie liefde wanneer ons in die vrees van die Here lewe? Wat is die vrees van die Here? Want as ons kyk na wat ons aan die gang is, voordat ons 'n definisie gee nog eers oor wat is hierdie vrees van die Here. As daar sonde is, as daar nie heiligheid is nie, as die aanbidding oppervlakkig is, as daar nie 'n samehorigheid is nie, dan is dit nie die vrees van die Here. Dis buite die vrees van die Here. Want binne die vrees van die Here kom daar reinheid, daar kom 'n skoonmaakproses, daar kom krag van die Heilige Gees, bekering, geestelike gesag. Dis wat daar is. En die Here roep ons vandag terug. Hy roep ons, is die gewete, kom. Dis amper asof hy vanoggend wil sê, kom ons begin weer van voor af. Hy is lief vir ons. Die Hebreëse woord in die meeste van die teks wat gaan oor die vrees van God is Jere. Nou wat beteken dit? As ek vanmôre hier vir julle gaan vra, wat is jou siening van die vrees van die Here, gaan daar baie antwoorde uitkom. Die woord gee vir ons hierdie antwoorde. Die woord sê vir ons wat die vrees van God is. Want die vrees is nie die bang vrees nie. Wanneer was die groot storm? Was Vrydagnag gewees, nê? En ek is iemand wat lief is vir die weerlig, want vir my is dit is so awesome. Ek het vroeër die aand was daar die een blits na die ander en ek het net vir Marieta gesê, "Jo, vanaand neem die Here nou lekker foto's van sy kinders." Maar hier in die nagte word ek wakker. Toe slaan die weerlig daai berg van ons, laat dit vonkespad en laat dit oorverdowend is. En dan raak 'n mens bewus van die grootheid van God.
Nie omdat hierdie donderslae daar is nie, maar oor net om te weet dat jy's in die teenwoordigheid van God wat hierdie goed geskep het. Dan kry jy nuwe ontsag vir God. En hierdie ontsag is 'n bewusheid van God se grootheid. In jou alledaagse verhouding met die Here is jy bewus van God se grootheid. Is jy bewus van in wie se teenwoordigheid jy regtig is? Is jy bewus daarvan dat hierdie God met wie jy 'n verhouding het, is die God wat alles geskep het. Hy het alles gemaak, hy het gepraat. En hy kom praat met jou in hierdie verhouding. Hy kom praat met jou oor wat jy moet doen, waar hy jou wil hê. Dit gaan oor eerbied. Het jy eerbied vir God? Erken jy sy heiligheid? Nou wil ek vir jou 'n snaakse ding sê. Hoe kan ons sê ons erken God se heiligheid en ons doen dinge wat eintlik ons verhouding met God seermaak? Skinder, kwaad praat, jouself in 'n posisie stel bo ander. Ek's beter as daai ene. Kyk wat maak ek. Dan breek jy die eerbiedigheid wat daar in God se teenwoordigheid moet wees. Want weet jy, ek wil vir jou sê, God sien jou raak. God sien wat jy praat. God weet wat jy dink. Ek en Marieta is baie lief vir fotografie. As ek 'n toneel sien en ek neem daai foto, dan is dit digitaal vasgevang. Ek kan op my rekenaar dit gaan uitvee. Maar daai oomblik wat ek afgeneem het, kan nie uitgevee word nie. Dis daar vir altyd. Jy kan nie wat jy sê uitvee nie. Jy kan nie wat jy dink uitvee nie. Jy kan dit na die Here toe vat en jy kan vra om vergifnis. Jy kan vra, Heilige Gees, verander my hart, verander my denke. Maar dit bly daar. Staan jy in verwondering oor God? Ons het dit nou gesing in hierdie lied. Ons staan in verwondering. Ons staan verstom oor sy majesteit. Want besef jy dat jy in 'n verhouding is met die koning van konings? Dat wanneer jy in sy teenwoordigheid inkom, dit 'n heilige oomblik is. En God is altyd daar. Hy's altyd daar, so elke oomblik van jou lewe is jy in die teenwoordigheid van die Here. Daar's baie kere wat ons die Heilige Gees meer ervaar as ander kere, of die teenwoordigheid van God op meer ervaar as ander kere, maar jy's altyd in sy teenwoordigheid, want hy's altyd daar. So moenie dink, jy kan hier in hierdie vertrek ingaan en daar gaan doen wat jy wil doen nie. God sien jou raak. Hoe beïnvloed dit wat jy doen jou verhouding met die Here? Hoe beïnvloed dit hoe jy Jesus sien? Hoe jy die Vader sien, hoe jy die Heilige Gees sien? Want vrees van die Here is ook 'n totale oorgawe. Het jy totaal oorgegee? Het jy jou lewe oorgegee? Ek praat nie van daai oomblik toe jy gekniel het saam met iemand en jy 'n gebed opgesê het om die Here in jou lewe in te nooi nie. Ek praat van jou lewe daarna, waar jy werklik tot bekering gekom het, wegdraai van alles, dat jy by 'n plek kom wat jy totaal oorgee aan die Here. Dat ek die roeping wat hy op my geplaas het, oorgee vir hom. Dat hy
ons geroep het is 'n gegewe. Almal van ons staan as volgelinge van Christus, roep hy ons in die koninkryk van God in. En dit maak van jou baie uniek. Om deel te wees van die koninkryk van God, maak van jou baie uniek. Dis volgende week se preek, gaan ek aangaan uit hierdie preek uit en praat oor die koninkryk van God. Maar weet dit, jy is in die koninkryk, en as jy wil deel wees van die koninkryk van God, dan moet jy totaal oorgee. Want daar kan nie twee konings in daai koninkryk wees nie. Daar kan nie twee konings in daai koninkryk wees nie. Ek weet Here het ons geroep as koning, priester en profeet van die huis. Maar dit is op 'n ander vlak. Jy kan nie 'n koning wees waar God jou nie 'n koning gemaak het nie. Jou doen en late dryf dit in hierdie verhouding met God. Hierdie oorgawe aan die koningskap. Here, hierdie goed gee ek alles vir U. Maar Here, hierdie wil ek daarom net so 'n bietjie nog vertroetel. Ek wil dit nog 'n bietjie groot maak. Wat is daar in jou lewe wat jy nie oorgegee het nie? Wat jy vertroetel? Wat jy groot maak? En wat jy dalk op hierdie stadium nog nie bereid is om te los nie. Jy ken jouself. Jy weet waar dit is. Wat is dit wat jy vanmôre moet oorgee aan die Here? Want ek het net nou vir jou gesê, die Here is hier. Hy het jou hiernatoe gebring vanmôre, hy het vir jou uitnodiging gegee om vanoggend in hierdie diens te kan wees. Wat moet jy oorgee vir die Here? Jy sien, want die goedjies wat ons vashou, bring 'n struikelblok, nie net in die koninkryk nie. Dit bring 'n struikelblok in die pad van iemand anderster se verhouding met die Here. Ons moet versigtig leef voor die Here. Jy moet versigtig wees waarmee jy besig is, want dit het 'n invloed op die koninkryk. Dit het 'n invloed op jou verhouding met die Here. As 'n mens 'n definisie wil kry uit hierdie oorspronklike teks, die Hebreëse teks uit, is om God se teenwoordigheid so werklik te besef dat jy jou hele lewe daarvolgens instel. Nou nog 'n vraag vir jou vanmôre. Het jy jou hele lewe ingestel om so te leef? Het jy jou ingestel om elke ding wat jy doen, te doen tot eer en verheerliking van die Here? Die Here is heilig. Jy moet dit besef. Jy is in God se heilige teenwoordigheid. Dan kan jy nie net doen wat jy wil doen nie. Dan doen jy wat God se woord van ons verlang. En Micha het dit mooi uitgedruk. Hy sê jy weet wat God van jou gevra het, hoe jy moet lewe. Jy moet heilig lewe voor hom. Jy moet nie meer dink van jouself as wat jy moet nie. Deuteronomium 10 vers 12. En nou, Israel, wat vra die Here jou God van jou, as net om jou Here jou God te vrees, in sy weë te wandel en hom lief te hê? Gaan saam met Micha. Jy weet, as 'n kind van God, weet jy uit sy woord uit, hoe jy moet lewe. Jy sien, want jou lewe weerspieël, dit weerspieël of jy in die vrees van God is. Dit wys dit, dis 'n refleksie daarvan.
Wat sien God? Wat sien hulle wat die kant van jou staan? Sien hulle dat jy in die koninkryk lewe? Sien hulle dat jy in die vrees van die Here lewe? Die vrees van die Here is 'n geskenk wat hy vir ons gee om in daai intimiteit met hom te kan leef. Om so na aan hom te kom dat dit nie gaan oor jouself nie. Dat dit absoluut net gaan oor hom. Oor sy deurbrake in jou lewe, oor sy wonderwerke in jou lewe, oor sy rigting in jou lewe. Die Here wil genees. Jesus het gekom om te kom genees. En hy trek ons in sy teenwoordigheid in. Hy trek ons in sy teenwoordigheid in. Sien, want hierdie vrees van die Here trek vir ons in 'n nederige posisie in. Dit trek vir ons in 'n posisie in wat ons werklik waar besef waarmee ons besig is. Staan jy in gehoorsaamheid in jou verhouding met die Here? Leef jy in volkome gehoorsaamheid? En ek praat nie net van wanneer die Heilige Gees vir jou sê, help gou daai en help gou daai en. Ek praat van jou hele mens wees. Die woord van God is nie net 'n klomp instruksies wat ons moet volg nie. Die woord van God is 'n liefdesverhouding, 'n liefdesverklaring wat hy vir jou gee en sê dit is hoe ons saam met mekaar moet wees. Wees lief vir mekaar. Sorg vir mekaar, kyk na mekaar. Jy weet ek en Marieta later hierdie jaar is ons nou 45 jaar getroud. Ons weet waar ons staan met mekaar. Jy sien, want ek het daai versigtigheid het ek laat omskakel na liefde toe. En sy het dieselfde ding gedoen. Daai versigtigheid in jou verhouding met die Here. Mag ek nou eintlik hierdie ding doen? Here, is dit verkeerd om hierdie ding te doen? Mag ek? En dit word verander. Nou Here, Heilige Gees, help my om hierdie ding nie te doen nie. Heilige Gees, help my net om, as ek vriende te soek wat my gaan in die Gees help om die mens te kan wees wat ek moet wees. Die plekke waarna toe ek gaan, waarmee ek besig is dit tot verheerliking van die Here. En ek wil vir jou so 'n groot ding met jou deel. Jou leef in die vrees van God. Maak laat daar moed in jou opstaan om te wees wie jy moet wees, om te doen wat jy moet doen. Ek hou van die Engelse woord. Dit gee vir jou boldness om 'n getuie te wees. Dit gee vir jou daai boldness om uit te stap. Om in te stap in die plekke in wat die Heilige Gees vir jou oopmaak. Plekke in te kom waar jy weet, wat jy weet in jou hart, hierdie ding is nie tot eer van die Here nie. Ek en jy moet gaan stil sit by die Here. Ons moet gaan stil sit by die Heilige Gees. Laat hy vir ons mooi kan vertel. Sy hart is vol liefde, maar laat hy in daai liefde vir ons kan vertel, ek wil hier, moet jy jou lewe bietjie verander. Ek wil hier, jy moet dit op hierdie manier eerder doen. Ek wil begin afsluit. Ek wil jy moet Romeine 3 gaan lees. Ons gaan dit nie vanoggend hier lees nie.
Want daar's 'n klomp goed wat die Here kom sê, kyk al hierdie verkeerde goed. En die Here kom nie vanmôre vir ons judge oor verkeerde goed nie. Hy kom sê vir ons, ek wil hê jou verhouding met my moet verander. So gaan lees dit. Want vers 18 veral sê vir ons, hierdie mense wat hierdie goed doen, leef nie in die vrede van God nie, of in die vrees van God nie. Want ons staan voor 'n lewende God vanoggend. En ek wil hê ons moet mooi ons harte oopmaak vanmôre. Soos wat ons uitsien daarna om lekker koek te gaan eet vanmôre. Want ons uitsien daarna dat dit wat die Here in ons lewe wil oopbreek. Hier staan van julle wat by 'n plek is waar julle al lank voor 'n oop deur staan. Julle het nog nie daardeur geloop nie. Jy sien, wanneer die Here kom, hy kom maak die deure oop. En Jesus kom sê vir ons in Openbaring, ek maak 'n deur voor jou oop wat niemand anderster kan toemaak nie. Daai deur wat hy vir ons daar oopmaak, is 'n deur om deur te loop terug in sy teenwoordigheid in. Dis wat ons vanmôre kan doen uit eerbied vir die Here. Is om deur daai deur te loop en terug te kom in sy teenwoordigheid in. Ek wil vanmôre vir jou vra dat jy as gemeente saam met my sal staan. As jy weet, jy moet vanmôre regmaak oor die vrees van die lewe. Want dit gaan nie net vanmôre daaroor of jy die Here aangeneem het nie. Dit gaan oor jou leefwyse. Dit gaan oor hoe jy jou verhouding met die Here uitleef. As jy 'n verandering in jou lewe wil maak vanmôre, dit gaan nie oor die persoon langs jou nie. Vanmôre is dit jy alleen met die Here. En ek wil jou uitnooi, as jy daar in die banke wil staan, ek gaan nou vir ons 'n gebed doen, en ek wil hê ons as gemeente moet hierdie gebed vanmôre saam met mekaar bid. Maar as jy wil uitkom en nie voorkom staan of aan die gang wil staan, dan doen jy dit vanmôre. Doen iets anderster, net om te sê, Here, ek is so ernstig om reg te kom in my verhouding met U, dat jy bereid is om iets anderster te doen. Want ek wil vir ons bid, en ek wil vir jou vra dat jy saam met my staan asseblief. Nie net om te sê ons het vanmôre opgestaan voor die Here nie, maar dat ons kan staan in die teenwoordigheid van ons God. So ek wil jou uitnooi, as jy weet jy moet vorentoe kom, want ons gaan sommer bid ook vir jou. Nie hiervoor nie, vir dit wat die Heilige Gees oopmaak. So as jy moet vorentoe kom vanmôre, kom asseblief vorentoe. Dan kom jy asseblief vorentoe. Die Here roep jou. Hy wil jou oortuig vanmôre. Hy wil herstel bring. So dit wat jy weet, wat jy vanmôre voor die Here moet lê, lê dit voor hom. Hemelse Vader, ons kom net vanmôre na U toe, Here. En ons wil erken dat soms neem ons U naam ligtelik op. Ons lees soms asof U ons nie raak sien nie, dat ons maar net kan doen wat ons wil doen. Here, maar U liefde is elke dag daar, ons ervaar dit. Maar soms, net soms, Here, vergeet ons U heiligheid. Here, vergewe ons vanoggend. Plaas weer 'n heilige eerbied in ons harte. Here, laat ons U nie net lief hê met ons mond nie, maar laat ons U respekteer. Dat ons regtig waar ons posisie in U raak sien.
Here, laat ons nie net u seëninge soek nie, maar laat ons u goddelike aangesig soek, laat ons u teenwoordigheid soek. Here, verwyder trots uit my lewe uit. Here, verwyder vanoggend net selfgeregtigheid uit my lewe uit. Verwyder die vrees vir wat ander oor my gaan sê. Here, gee vanmôre vir ons nuwe harte. Herstel ons gees. Here, leer ons om 'n sonde ernstig op te neem. Leer ons om gehoorsaam te wees. Selfs, Here, wanneer dit so moeilik is om nie gehoorsaam te wees nie. Here, leer ons om in die lig van u teenwoordigheid te leef. Jesus, want u het die donkerte oorwin. U het lig teruggebring in ons lewens. U het lig teruggebring in die hele skepping. En mag die vrees van die Here weer die fundament van hierdie gemeente word. Mag u Gees die vrug in ons laat groei. Mag ons lewens u eer, Here. Ons kies vandag om in die vrees van die Here te leef. Ons kies vandag om u te dien. Ons kies vandag om u eerste te stel. Jesus, ons verklaar vanmôre voor die hele wêreld, ons het u lief, en ons kies om u volgeling te wees. Vader, ons kies vandag om in heiligheid saam met u te leef. En Heilige Gees, ons kies om vandag en die res van ons lewe onder u leiding te leef. Heilige Gees, laat u salwing net oor hierdie plek val. Bring ons in die teenwoordigheid in. Kom genees ons vandag. Ons wil in 'n verhouding met u bly. En uit dit uitleef tot u eer. Dankie, Here. Amen.